Vanmiddag sit ek nou weer hier in die bakkie en ek wil so 'n bietjie praat oor vergifnis. Hoe vergewe ons? Is dit maklik om te vergewe of is dit moeilik om te vergewe? Dit is die vraag wat ons onsself moet afvra. Soms kom mense ons te na, soms maak mense ons seer. Maar ja, dan is die vraag, gaan ons vergewe? Ons moet vergewe, want God het ons vergewe. Vergifnis is 'n baie klein woordjie met 'n groot betekenis. En ja, ek het ook al die woorde gespreek en gesê, vergewe my as ek julle dalk te na gekom het. En soms neem dit ons op 'n ander roete om te kyk of mense terugkeer na God en of daar vergifnis is. Jy weet, soms word gerugte versprei en soms heg mense 'n stertjie aan. En op die uiteinde van die dag het die storie dan 'n heel ander wending. Maar daardeur moet ons steeds mekaar vergewe. Om te kan vergewe beteken om vrede te maak met God. Om vrede te mag hê met God is iets onbeskryfliks. Om vrede te kan hê met God is om net jouself te wees. Somtyds maak ons beloftes aan mense, maar ons kom dit nie na nie. Soms sê ons sekere dinge en ons gee die ander persoon hoop. Maar dan kom dit en die hoop verdwyn soos mis voor die son. En ja, ek wil vandag kom sê, as dit dalk vir u voel dat u kan nie meer nie, bly maar by die voete van Jesus, want dit is hoe God my dra en vir u ook dra. Ons moet saam met God hierdie pad stap. En ek weet dit is soms moeilik vir mense om te vergewe. Maar ons moet vergewe sodat God ons kan vergewe. En dan laat dit my terugdink aan 'n gedig wat ons op skool gehad het. Vergewe en vergeet deur Tertius. Ek kan nie die woorde presies onthou nie. Maar ons kan ook nie altyd alles vergeet nie.
En dit is hoekom God ook vir ons daardie gawe gegee het om te kan onthou. Ons moet nou en dan die seer kry ook onthou, want dit maak ons sterker. Dit maak van ons beter mense. As ons vergewe, doen ons al reeds 'n groot guns aan iemand. En dit is nie om gesien te word nie, of om gehoor te word nie. Jesus het aan die kruis gesterf vir ons sondes. Sy woorde was: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En so kan ons ook vandag as mens sê, as mense ons te nagekom het: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar's 'n spesifieke doel ook hoekom ek praat oor vergifnis vandag. Almal ken nie my storie nie. Baie mense het dalk my storie gehoor. Maar min weet wat ek deurgegaan het. En dat alles dalk nog nie finaal op 'n einde is nie. Maar om met my God te stap is die beste wat ek kan doen. En vandag, as jy moeilik vind om mense te vergewe, gaan in gebed en gaan sê dankie Here. Soms het ons hartseer op ons gesigte. En mense kan soms die seer sien op jou gesig of in jou oë. Maar as jy stap met Jesus, verander daardie seer. Daardie seer verander in hoop. Want ons moet hoop het in God. Mag die Here gee vandag dat waar ons 2025 gaan eind, dat daar nuwe hoop mag kom in 2026. Mag die genade van God met ons wees, sodat ons ook kan vergewe. Ons kan vergewe, maar ons kan nie altyd vergeet nie. Somtyds moet ons memories koester. Of het goeie memories was, of slegte memories. Want daardeur het God ons sterker gemaak. Gaan uit in vrede, sluit 2025 af, en vergewe die wie u te nagekom het. Dit is my versoek wat ek rig aan u. Mag ons nooit vergeet dat Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes nie. En weer eens met die woorde: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Amen.